Ons gaan vandag 'n bietjie conspiracy theory gesels. Is julle lus? Is julle reg? Prys die Here. Nou Tiaan het gesê hy wil sy foil hoed saambring vir vandag se diens. So het jy 'n foil hoedjie saamgebring? You forgot. Now you're gonna just have to be exposed. Alright. So, ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor wat is vandag mainstream, wat sien ons vandag baie in die nuus kom en hoekom is dit so en wat sê die woord daarvan en so aan. So ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor wat die wêreld noem aliens. Nou ek sê die wêreld want ek noem hulle nie aliens nie, want dis nie wat hulle is nie. Maar dis wat die wêreld hulle noem. En ons gaan 'n bietjie praat oor UFO's. En deesdae noem hulle dit nie meer UFO's nie, hulle noem dit deesdae UAP's. En ek wil vir jou sê, wanneer dit begin mainstream raak, wat nou huidiglik besig is om te gebeur, wanneer dit begin mainstream raak, moet jy weet, die wegraping van die kerk is bitter naby. Jy moet dit weet. En dit word mainstream. Nou in Amerika het hulle 'n webbladsy, wat die regering se webbladsy is war.gov/UFO. Nou daarop is hulle nou besig om in opdrag van Donald Trump alles te begin disclose wat hulle nou vir die laaste 80 jaar oor aliens nou vir ons wegsteek. So ek het hierdie van hulle website afgehaal en kom ek lees gou vir julle wat sê hulle daar. Hulle sê in response to President Donald J. Trump's directive for transparency on the US government information regarding unidentified anomalous phenomenon. There's no a UAP. Outal, UFO. Okay. The Department of War, with support of the Office of the Director of National Intelligence, is overseeing government-wide efforts to expeditiously find, review, identify, declassify, and publicly, ek weet nie hoe om skryf hulle so snaakse Engels nie, release unresolved UAP-related records and historical documents in the federal government's possession. This is an unprecedented historic undertaking that requires coordination between dozens of agencies and the review of tens of millions of records, many existing only on paper, spanning many decades. Nou, hulle praat van die laaste 80 jaar. Given the scope of this task, the Department of War will be releasing new materials on a rolling basis. Dus hierdie is belangrik, is on a rolling basis. Want wat ek glo wat hulle besig om te gebeur, hulle begin met die sagte goedjies, en dan gaan hulle opwerk na UFO en liggame en allerlei goed wat hulle vir jou gaan wys. As they discover and declassify with transient posts every few weeks. Nou hulle het so 2 weke terug hulle eerste posts gemaak en gister het hulle weer die volgende posts gemaak van discoveries wat hulle het en goed wat hulle nou gedeclassify het. So die vraag wat ons onsself moet afvra is, hoekom maak hulle nou skielik so groot ding daarvan? Hoekom nou? Hoekom nou skielik? So, een van die goed wat nou 'n groot bohaai daaroor maak, is 'n dokumentêr wat sy naam is, skryf vir my reg asseblief, sit my lig daar asseblief, The Age of Disclosure. So, dis 'n lang dokumentêr, ek gaan net vir julle sy trailer speel, soos hulle sê. The American people are ready to receive the truth. Humanity is not the only intelligence in the universe. Humanity is not the only intelligent species. We are absolutely not alone. Non-human intelligence exists. UAPs are real, they're here, and they're not human. I spent 25 years as a senior official with the CIA. I've worked on highly classified UAP programs. 28 years as an astrophysicist. I served as the 4th Director of National Intelligence. Director of Aviation Security in the National Security Council. A 1-star admiral after 32 years of service. People that come forward with this, I feel like they've taken their life in their own hands. I was recruited to a highly sensitive government program that investigated unidentified aerial phenomena. For over 16 years, on behalf of the U.S. government, I worked as a senior intelligence official on the unidentified aerial phenomenon topic. We learned that the U.S. government was involved in a long-running secret war with other nations to collect and reverse engineer vehicles not made by humans.
I have seen with my own eyes non-human craft and non-human beings. So look at that thing. It's rotating. There's a whole fleet of them. The first country that cracks the code on this technology will be the leader for years to come. China has established its own version of a UAP task force. You think for a second that they wouldn't consider using it to achieve their ends of domination? This is similar to the Manhattan Project. This is the atomic weapon on steroids. This is so secret, very, very few people in our entire government have been allowed access to it. Even presidents have been operating on a need-to-know basis, but that begins to ramp out of control. It's not acceptable to have secret parts of government that no one ever sees. You better be careful about a government that doesn't trust its people, because there's no telling what they'll pull on you. This is the biggest discovery in human history. You had information being locked away that could change the trajectory for species. It has so many beneficial impacts, including clean energy. We should have disclosure today. We should have disclosure tomorrow. The time has come. What else you want to know? Nou sê, The Age of Disclosure is klaar gerelease. So as jy hom in die hande kan kry, kan jy na hom gaan kyk. So wat is die hype nou? Hoekom skielik al hierdie disclosure wat nou besig is om te gebeur? Selfs so Steven Spielberg wil nie agterbly nie. Hy het 'n nuwe film wat hy uitbring met die naam van Disclosure Day. En dit gaan alles weer oor dieselfde ding. Ons gaan dit nou bekend maak, al hierdie goed wat ons altyd vir julle so weggesteek het. En wat is die rede daarvoor? Nou, hoe verklaar ons dit as Christene en sê die Bybel iets hieroor? Hoekom wil hulle dit doen? Sodat hulle mense kan mislei. Kom ons kyk na wat sê 1 Timoteus 4 vers 1 vir ons. Hy sê, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. So in die laaste dae sal baie mense van die geloof afvallig word. Hoekom? Omdat hulle verleidende geeste sal volg. En die lering van duiwels sal aanhang. En wat is hierdie lering en hoe gaan dit kom? Galasiërs 1 vers 8. Maar, dis nou Paulus wat sê, hy sê, maar al sou ons, met ander woorde, mense, of engele uit die hemel, nou, sê vir my, sal 'n engel wat van die Here afgestuur is, iets kontry sê teen die woord? Nee. So met ander woorde, hierdie engel uit die hemel, kom uit nie die hemel waar God is nie, kom uit die hemelruim uit, dis wat ons noem 'n gevalle engel. Want net 'n gevalle engel sal teen die woord van die Here gaan. So hy sê, maar al sou ons 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Met ander woorde, daar kom 'n tyd wanneer engele 'n ander evangelie sal begin verkondig. En hierdie tyd is gekoppel met hierdie ding. Matteus 24 vers 4. Toe Jesus praat oor die eindtyd sê, en Jesus antwoord sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. So die eindtyd word geken deur een ding, een groot ding, baie dinge, maar een groot ding, misleiding. Ons gaan in 'n absolute tyd van misleiding in. Ek glo, dit gaan gebruik word om vir die mense te verduidelik, waarheen die mense skielik verdwyn het. Wat ons as die kerk ken as die wegraping. Hierdie alien boodskap aan die aarde gaan wees dat dit was vir hulle wat die lewe op aarde begin het. Sien hulle disclose hierdie ding en wat is op die einde van die dag die boodskap? Dis hierdie ouens wat die lewe op aarde begin het. Nie die skepings wat ons lees dat God dit in die begin het in die hemel en die aarde geskaap nie. So hierdie alien boodskap gaan laat hulle die aarde en lewe begin het op die aarde. Ook dat hulle die outeurs was van al die godsdienste.
So met ander woorde, die godsdienst wat ek en jy glo nie, hulle het dit vir ons gegee. En dat hulle nou hier is, om humanity weer op die regte pad te bring, en dat sekere mense dalk verwyder sal moet word van die aarde af. En wie gaan daai mense wees? Dankie tog as ons nou slaaf in die Christene. Want hulle is gerapture. So gebruik hulle dan die verdwyning van mense as die aliens wat hulle kom haal het. Die plan is om jou te oortuig dat Christus eintlik maar net een van hulle was. En dis hoekom hy op water kon loop en hoekom hy water in wyn kon verander en al hierdie dinge gedoen, want hy was maar eintlik net ook een van hulle. Dit kan tot gevolg hê dat Christene wat nie weet wat die Bybel oor hierdie goed leer nie, dit sal glo en dan afvallig sal word van die geloof. En daarom leer ek julle hierdie goed vanmôre. Sodat nie soos in wanneer eendag nie, wanneer nou julle daarmee gekonfronteer sal word, dat julle weet wat gaan aan. Dat julle weet wat leer die woord julle. Goed, so wat leer die woord ons dan? Die Bybel leer ons dat daar 'n interdimensionele wesens bestaan. Die wesens beweeg baie keer tussen dimensies wat ruimte en tyd is. En ons kry goeies van hulle wat ons ken as engele. En ons kry slegtes van hulle wat ons ken as gevalle engele op duiwels. Gevalle engele. So daar's voorbeelde in die skrif waar hulle gemorf het of beweeg het of verander het van die een dimensie na die ander dimensie. So ons moet verstaan dat hier om ons is 'n geestesdimensie wat ons nie met die oog sien nie. Maar dit is so werklik soos wat hierdie bodempie is. Dit bestaan. Ek dink die eerste voorbeeld daarvan, en nie almal stem noodwendig saam met dit nie, maar ek dink die eerste voorbeeld daarvan is Genesis 3 vers 1. Waar hy sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die boom van die tuin nie. So hier kom die slang en kom verlei Eva. En ek is van die mening dat dit was Satan self wat hom gemolf het en met Eva gepraat het. Nou waar kry ek dit? Openbaring 12 vers 9. Openbaring 12 vers 9 sê, en die groot draak is neergewerp. Wie is die draak? Satan. Die ou slang. Dan word hy genoem die ou slang. Wat genoem word duiwel en Satan. So hier kry ons nou 4 titels vir die duiwel. Duiwel, Satan, slang, draak. En dan sê hy, wat het hy gedoen? Wat die hele wêreld verlei. Waar was die eerste groot verleiding? Eva. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So sien daar 'n voorbeeld van hierdie dimensie wat sigbaar geword het en gepraat het. Kom ons kyk na nog ene. 2 Konings 6:17. 2 Konings 6:17. Hier is die storie van Elisa en sy diensknegt, hulle is omring deur die vyand. En die diensknegt is vreesbevange, ons is nou omring. En hier bid Elisa die volgende versie. Hy sê, en Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen. So wat het nou sien hy skielik in die aansien, in die ander dimensie in, die een wat ek en jy nie elke dag sien nie. Hy sê en sy dienaar is geopen en hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. So perde en waans. So as hulle vir jou UFO wys, dis nie onmoontlik vir dit om te manifesteer uit die unseen dimension nie. Want hierdie Here perde en waans gewys vir Elisa se diensknegt. So hulle kom nie van 'n galaxy far away nie. Hulle is reeds hier. Want dis wat die Here hulle geskep het. So ons kry 2 gedagtes. Die Engelse woorde daarvoor is celestial.
Now, celestial refers to the sky, the outer space, or the heavens, while terrestrial refers strictly to earth or land-based environments. So in die Afrikaans sal ons praat van hemels of aards. So ons moet, wanneer ons nou celestial of hemels, wat doen hulle? Hulle morf en somtyds word hulle visible in die aardse gedeelte, in die terrestrial gedeelte. Nog voorbeelde, Hebreërs 13 vers 2. Sê die woord vir ons, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. So wat het gebeur? Die ou het nie gekom as 'n engel nie. Hy sê, want jy het dit nie geweet nie. Die feit dat jy dit nie geweet het nie, beteken dit, dis 'n persoon wat by jou was, wat jy geherberg het, en jy het nie eens geweet, jy het 'n engel geherberg. So hy het moes soos 'n mens, so he morphed into the likeness of a human being. Otherwise you would have known. Ek gaan gou vir Marlies vra, sy weet nou nie van hierdie nie, maar kom gou. Marlies, vertel ons gou van, toe ek en jy met die kar gery het en jy 'n engel gesien het. Hoe lyk 'n engel? Kan ek maar, as hy, ons is op pad Sodwana toe, om te gaan duik, en daar toe nou 'n hele paar dinge, maar voor dit het ons 'n bakkie gery. Wat 'n bakkie? Ja, Isuzu, ja. En, ekskuus vir die Isuzu, ouens wat van Isuzu's hou. In elk geval, voordat ons weg is, het die Isuzu's wheel alignment heeltemal uitgegaan. Toe het ons dit laat regmaak, en ons toe nou op pad Sodwana toe, en heeltyd ry ons toe nou, en Paul sê, ai, jy kan nie glo nie, ek het nou betaal vir die wheel alignment om reg te maak, en hy is nog steeds nie reg nie. En ons het, maar ons sal hom as ons terugkom, sal ons dit maar weer laat nasien. En ons kom toe in Sodwana aan, en so die van julle wat nou in Sodwana, daar in KZN was, dis maar redelik rural en rof, in daai jare, en ons het gegaan en ons het gaan 4x4 ry, nie op die strand nie, maar by ander gedeeltes, en so dit was baie lekker, en ons het goed 4x4 gery. En ons kom toe nou terug die Sondag aand, die Sondag aand, nie laat nie, so sonsondergangse kant, kom ons ry ons nou terug Johannesburg toe. En daar is toe nou soeke lekker gospelmusiek op in die kar, en ons is net so dankbaar vir die goeie tyd wat ons gehad het, saam met ons vriende in Sodwana, en ons kom, en ek wil half so insluimer, want dit is nou nogal, weet as mense Sodwana toe gaan en jy gaan duik, kan sit, jy beweeg, ja, is nie 'n kans vir bietjie stil staan of stil sit nie. En ek wil half so insluimer. En ek maak my oë oop, en julle hier voor my, by die windskerm, sien ek net hierdie gedeelte van, ek het nie geweet toe nie, maar ek het iets gesien, en ek wil eers skrik, maar toe besef ek nie, maar ek sê vir Paul, het jy dit gesien? Hy sê, nee, wat? Ek sê, ek het nou net 'n engel gesien. Hy sê, wow, ek sê, Paul, hy is massive. Nou by my huis, van die van julle wat my ken, het ek altyd sulke klein nou engeltjies, standbeeldjies gehad. Toe ek teruggekom het by die huis, het ek hulle almal weggegooi, want dis nie hoe 'n engel lyk nie. Ek kon nie die gedeelte van die engel wat nog bo die kar uitgetroon het, kon ek nie sien nie. En so groot was daai engel. En ek sê vir Paul, jy kan dit nie glo nie, en dis hoe hy gelyk het, ek het net hierdie gedeelte van hom gesien, maar hy's massive, Paul, dis amazing, en ek is hier, en Paul sê, ja, my vrou, dis amazing. Ons kom terug, en die maandag gaan Paul toe nou weer na die ouens wat die wheel alignment ingaan, en gegee die kar en hulle bel en sê, meneer Pre, jy moet nou dadelik hier na toe kom. Ok, joeg. En hulle gaan toe nou af, en hy sê, hoorie, kom kyk hier so. Hy sê, dit is ongelooflik dat julle nie in 'n verskriklike ongeluk was nie. Paul sê, nee, maar ons was nie in ongeluk nie. Hy sê, maar waar het julle gery? Hy sê, nee, ons was in Sodwana die naweek, en ons het gaan 4x4, en ons gaan duik. Hy sê, meneer, kom kyk hier so. Dan moet jy my help, want dis daai goeders wat ek nie weet wat nie. En
die ou sê toe vir Paul, meneer, kom kyk hier, en hulle gaan so af, daar, jy weet mos as die karre bo is, dan stap jy mos nou so af. Hulle gaan af en hulle kyk so op, en toe, het hulle wat gesê? Toe die wishbone van wat die wiel vashou, uit die body uitgeskeer, hy het letterlik in so 'n plaatjie gehang. En so daai engel wat sy daar op presies by daai wiel gesien het, en daai kar gehou al die pad, soontoe terug, my volgende dag werk toe, sodat hy nie daai laaste stukkie plaat geskeer het, en ons het 'n groot ongeluk sou gewees het nie. En ek glo met my hele hart, dat daai engel het daai kar vir ons vasgehou, die hele pad, by daai gedeelte, want dit was by die gedeelte voor, waar ek gesit het hy daai kar vasgehou vir ons. Amen. Amen. Ja, prys die Here. Dit is 'n wonderlike getuienis. Want sy het nie net die engel gesien nie, maar die volgende dag het ons geweet hoekom sy die engel daar gesien. So, daai engel het vir 'n oomblik, sou ek sê, uit die onsigbare vir haar vir 'n oomblik sigbaar geword, sodat dit 'n getuienis kon wees vir die goedheid van die Here. So van ons het engele geherberg. Genesis 19 vers 1 sien ons weer, en die 2 engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom en gebuig na sy aangesig na die aarde toe. En Lot het nie gesien engele nie, hy het mense gesien. Maar hy het geweet wat in daai stad aangaan, as hulle hierdie ouens gaan kry, dan gaan hulle molesteer, ek moet hulle in my huis inbring. En Lot het hulle in sy huis ingebring, ons ken almal die storie, en die manne wou toe hierdie 2 engele gehad het, wat natuurlik vir hulle net mans was. So het hierdie 2 engele ook gemanifesteer as mense in ons dimensie. Wat lees ons in Efesiërs 6 vers 12, baie bekende gedeelte, Efesiërs 6 vers 12, hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, is nie teen gewone mense nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis teen wie ons worstelstryd is, dis die ander dimensie. En die engel sê dit eintlik ook so mooi, sê, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this present darkness, against the spiritual forces of the wickedness in the heavenly places. Heavenly places, nie die hemel waar die Here is nie, heavenly places hier, om ons. So wat sê Jesus oor die eindtyd? Matteus 24:36, hy sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, maar die engele van die hemel, ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. Dit is eintlik 'n baie snaakse ding, want omdat Jesus God is, nou dink jy, maar hoe kon hy nie weet wanneer die wegraping gaan plaasvind nie, wanneer die eindtyd gaan wees nie? Want die verduideliking daarvan lees ons in Filippense 2 vers 7, waar hy sê, maar het hy homself ontledig, Christus toe hy gekom het aarde, het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. So die tyd toe hy gesê het, net die Vader alleen weet, was die tyd toe hy in 'n menslike formaat was, toe hy in 'n menslike liggaam op die aarde was, hy het homself ontledig, hy het sy goddelikheid nie, maar sê vir 'n oomblik een kant gesit, om as 'n mens te kom. Maar ek glo toe Jesus opgestaan het, daardie dag het hy weer sy godheid opgeneem en presies geweet van die tyd wat sou gebeur, wanneer wat sal gebeur. Matteus 24:37 gaan hy aan, hy sê, en net soos die dae van Noag was, hier is belangrik, net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. So hy sê vir ons, iets gaan dieselfde wees, as wat dit was in die tyd van Noag, gaan nou in die laaste tyd weer wees. Matteus 24:38 gaan hy aan, hy sê, want net soos hulle was in die dae voor die stormvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Met ander woorde, dis hoekom ek in die pre-tribulation rapture, nog een van die redes, glo. Because it was business as usual. En toe, skielik, toe kom die vloed. Dit gaan business as usual wees, en skielik gaan die wegraping plaasvind. Jy sien, want in die groot tribulation, it's not going to be business as usual. Trust my. Want hy sê, dit is die ergste tyd wat nog oor die mens sal kom. Vers 39.
en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. So, die Here sê vir ons, soos dit was in die dae van Noag, so sal dit weer wees in die eindtyd. So wat was die setup gewees? Wat het gebeur in die dae van Noag? En wat het dit nou met hierdie hele alien ding te doen? Genesis 6 vers 1, kom ons kyk daar. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God, ons sal nou oor daai term praat, dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem. Nou ek dink nie hulle het gaan trou en voor die Here beloof hulle gaan mekaar, nee, vroue geneem, hulle het hulle verkrag. Dis wat gebeur het. Almal wat hulle verkies het. So dit was nog meer as een ook. Okay. Genesis 6 vers 3. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Vandat hy vir Noag die opdrag gegee het, tot en met die vloed gekom het, was 120 jaar, en dit het mense 120 jaar gegee, om te repent wat hulle nie gedoen het nie. Genesis 6 vers 4, en in die dae was die reuse, en daar kom die woordjie Nephilim, belangrike term, ons vertaal dit in die Afrikaans na reuse, maar die Engelse woord daarvoor is Nephilim, op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. So hierdie kinders was bekend gewees as Nephilim. Hulle was hybrids tussen gevalle engele, seuns van God, gevalle engele, en die mens. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. So hulle was 'n super race of people, hierdie Nephilim. Nephilim beteken ook fallen ones. So wie is die seuns van God? As die woord sê seuns van God, die seuns van God, dit is gevalle engele, want dit kom 5 keer kom die term seuns van God in die Ou Testament voor. En elke keer verwys dit na 'n engel, of ek kan sê 'n geskepte wese. Die seuns van God verwys na 'n geskepte wese. In die Nuwe Testament lees ons ook so ietsie hier en daar van die seuns van God. As ons kyk na die geslagregister van Jesus in Lukas 3:23, dan begin hy met die geslagsregister en hy sê, en hy, Jesus, was omtrent 30 jaar oud, toe hy begin leer het, en hy was soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli, en so gaan hy deur die hele geslagsregister van Jesus. En dan vers 38, dan kom hy weer op die einde van die geslagsregister, dan sê, die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God. So, wat het hy gesê? Adam was 'n seun van God. Hoekom was Adam 'n seun van God? Want hy was geskape. Hy is nie gebore nie, hy was geskape. Daarom is 'n seun van God verwys na 'n geskape wese. Johannes 1 vers 12 lees ons weer, but as many as received him, wie ever tot bekering gekom het, wedergeboorte, received him, to them gave he power to become the sons of God. So nou sê van ons, kan ook nou sons of God word. Hy sê, even to them that believe on his name. Nou hoe werk dit? 2 Korintiërs 5:17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. So ons gees word herskep binne in ons. En daarom verwys dit dan vir ons dat ons can become sons of God. Maar vir ons, om te verstaan, sons of God het na vir geskepte wesens verwys na die engele, goed of sleg. So God creates a new spirit. Sons of God in Genesis 6 is gevalle engele. Nou kom ons gaan kyk wat sê Judas, en dit is so jou tweede laaste boek daar in die Bybel. En hy het net een hoofstuk, soos ek sê, Judas 1 vers 6, hy het net een hoofstuk. Okay. Judas 1 vers 6 sê, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie. Hulle eie beginsel nie bewaar, dus gaan nou kyk wat sê in die Engels. Maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. So wat het hulle gedoen? Hulle het hulle woning verlaat.
Die woning is nie die hemel daar nie, ek gaan nou vir julle wys wat dit beteken. In die Engels sê dit anders, hy sê, and the angels which kept not their first estate, waarvoor hulle geskape was, but left their own habitation, ye have reserved in everlasting change under darkness unto the judgment of the great day. So hulle het hulle habitation verlaat. Waarna verwys hierdie habitation? Dit verwys letterlik van, is dit 'n residence of 'n house? Kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 5:2 vir ons, wat is hierdie house? Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Nou gaan jy letterlik met 'n huis oorkleed word. Waarna verwys hy? Na jou liggaam, na jou nuwe liggaam wat ons gaan kry, wat 'n verheerlikte liggaam. Dis waarna Paulus verwys. In die Engels sê hy weer, in die NLT skryf hy dit mooi, hy sê, we grow weary of our present bodies and we long to put on our heavenly bodies like new clothing. So wat het hierdie gevalle engele gedoen? Hulle het hulle liggaamlike status wat hulle gehad het hulle verlaat. En dis hoekom hulle in bewaring gehou word volgens Judas 1 vers 6. Hy skryf verder daaroor in 2 Petrus 2 vers 4. Hy sê, want as God die engele wat gesondig het, wat het hulle gedoen? Hulle het hulle habitation verruil. Hulle het dit, soos hulle geskaap is, verander. Nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. So hierdie engele wat daai tyd, die gevalle engele waarvan Noag daar praat, in Genesis 6, daardie engele het hulle habitation verlaat, om iets anders te word, en hulle word nou in bewaring gehou vir die oordeelsdag. Nie al die gevalle engele nie, hy praat spesifiek van daardie. 2 Petrus 2 vers 5. En die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van die goddelose mense gebring het. 2 Petrus 2 vers 6, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Daar kom weer 'n tyd, soos in die tyd van Noag, wanneer die gevalle engele weer sal wil doen wat hulle gedoen het. Want hulle sal weer goddeloos wil wees. Hier is vir hulle te wys wat gebeur. Kom ons gaan terug na Judas 1, toe maar nou vers 7. In die Engels sê, just as Sodom and Gomorrah and the ancient cities, since they in the same way as these angels indulge in gross immoral freedom and unnatural vice and sensational perversity, they are exhibited in plain sight as an example in undergoing the punishment of everlasting fire. Hoekom word dit wat hulle gedoen het in Genesis 6? Daarvoor word they are exhibited as an example to undergo punishment in everlasting fire. The angels did not preserve their first estate. So in Greek beteken dit their own principality. They did not remain in their own realm and native state, but let them so as to enter in the human realm and marry the daughters of men. This was an attempt to do away with the pure Adamite stock and thus keep the seed of the woman from coming into the world to defeat. It is stated here that the angels, like Sodom and Gomorrah, lived contrary to the nature and committed fornication. Engele is nie veronderstel om voor te plant nie. So waar sien ons dit? Markus 12:25. Want hulle gepraat oor wat gebeur met mense as hulle nou in die ewigheid is, dan sê die Here daar, want wanneer hulle uit die dode opstaan, trou hulle nie en word hulle nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos die engele wat in die hemel is. Engele is altyd in manlike vorm. So hulle mag nie voorgeplant het nie. So hoekom was die vloed dan nou daar? Genesis 6 vers 9. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, en dan staan daar in die Afrikaans, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel, maar as ons na die Engels gaan kyk om beter te verstaan. These are the generations of Noah, was a just man and perfect
in his generation, and Noah walked with God. Nou hierdie woordjie perfect in die Hebreëus beteken bodily perfection, not moral. Dis nie hy's 'n perfek moreel gewees nie. His body was perfect, without blemish, pure stock. Soos amper soos die boere wat met pure stock wil breed. So was Noag pure stock. So in hierdie woordjie perfect word gebruik 46 keer wanneer die woord praat van sacrificial animals wat pure moet wees, wat reg moet wees, wat perfect stock moet wees. It means that Noah and his family were pure Adamites. Other men were mixtures of angels and men, or the Nephilim, the giant stock. So hoekom het die Here die vloed gestuur? Die Here het die vloed gestuur omdat die nageslag van die mens contaminated was met die Nephilim of met die fallen angels. Dis hoekom die vloed daar was en Noag was nog pure stock. Sy bloedlyn was nie contaminated gewees nie. En daarom is die Here hulle almal vernietig het met die vloed. Nou verstaan ons ook beter waaroor het die hele vloedstorie nou eintlik gegaan. Dit het daaroor gaan. So wat het Satan probeer doen? Hy het probeer om die nageslag wat moes kom, waar Jesus gebore moes word, te gestop het. En dis hoekom hy die fallen angels gestuur het, om die mense bloedlyn te besoedel. So Genesis 3:15 lees ons, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel, en hy sal hom in die haksteen byt. So die woord, die God het reeds vir Satan gesê, daar kom 'n verlosser wat gebore sou word. En dis hoekom hy die saad probeer besoedel het. Dis wat gebeur het in Genesis 6. So Satan het probeer om die Messias se sending te stop. Onder andere hy het dit daar gedoen. Wat het hy nog gedoen? Toe Jesus gebore was, hulle sê die heiland is gebore, wat het die vyand met Herodes gemaak? Hy het Herodes gebruik om wat te doen? Al die babetjies onder 2 jaar in Bethlehem te vermoor. Onthou julle dit? Hoekom het die vyand dit gedoen? He wanted to stop Jesus. En Satan het hom probeer stop deur hom te vermoor. By die versoeking in die woestyn het hy Jesus probeer stop. Hy het hom probeer afskrik van die kruis deur mense naaste aan hom te gebruik. Toe Petrus hom probeer bestraf het, toe hy gesê het hy moet sterf. Toe wat sê hy vir Petrus, sê hy, gaan weg agter my, Satan. Satan het hom probeer stop om te doen wat hy moet doen. Verraad binne, Satan het in Judas ingevaar om hom te verraai. En so die vyand nog al die jare probeer om te stop dat Jesus moes doen wat hy moes doen. So, die volgende ding is wat ons moet weet, is demone is liggaamlose Nephilim. Toe hulle vernietig is in die vloed, het hulle siele nie gesterf nie, of hulle gees het nie gesterf nie. So wanneer ons praat van 'n demoon, is dit nie 'n gevalle engel nie. Dis die Nephilim wat unembodied spirits. In Matteus 12:43, waar kry ons dit? En wanneer die onrein geeste uit die mense uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het, en hy kom en vind dit leeg, uitgevee en versier. Dan gaan hy neem 7 ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom en woon daar, en die laaste van daardie mense word erger as die eerste, so sal dit ook wees met hierdie bose geslag. So wat sê hy, wanneer 'n demoon uitgedryf word, dan soek hy weer 'n liggaam om in te woon. Lukas 21:30. Net soos hulle bot, weet julle van self as julle dit sien, dat die somer naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voor alles gebeur nie. Nou, ek kan nie in die teaching ingaan vir dit nie, maar dit het verwys na Israel toe, wanneer Israel weer 'n land word, dan is dit die vyeboom wat bot. Goed. So, dan sê hierdie geslag sal nie verbygaan nie, en dis al in 1948 gewees, so hierdie geslag is baie naby aan die einde nou.
voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar die woorde sal nooit verbygaan nie. Vers 34, maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word, deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe, en die dag julle skielik oorval nie. Watter dag? Dag van die wegraping. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Die wat nie gereed is nie, instantly, jy het agtergebly, jy gaan deur die groot verdrukking. Vers 36, waak en bid altyd deur. Wat moet jy doen? Waak en bid, sodat julle wat? Waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug. Sê bietjie te ontvlug. Te ontvlug. Wat beteken ontvlug? Jy sê daar nie. Dit beteken nie om al hierdie dinge in bewaring te hou en die Here jou sal beskerm terwyl al hierdie dinge. Nee, hy sê te ontvlug. Jy sê daar nie. En voor die seun van die mens te staan. Wat gebeur wanneer jy ontvlug? Jy ontmoet Jesus in die lig en voor die seun van die mens te staan. Misleiding gaan die grootste teken wees van Jesus se koms wat naby is. Matteus 24:23, as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, daar moet hom nie glo nie, want daar sal valse Christus en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen. Wanneer hierdie ouens hulle self gaan begin manifest, gaan hulle tekens en wonders doen. As dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê, en daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre. Met ander woorde, daar gaan tekens in die hemelruim wees. En op die aarde benoudheid van nasies en hulle radeloos, wanneer die see en die branders dreun. En mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte, die dynamis, die kragte van die hemel sal geskit word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. Nou wil ek julle nog 'n ander ding gou waarsku. Om te glo dat aliens bestaan in 'n ander formaat as wat ek nou verduidelik, dat dit gevalle engele is. So if I believe they exist, if I believe they're from another planet, if I believe any of those things, I'm opening up a door for demonic activity in my life. As jy na hierdie alien goeters gaan kyk, dan sal baie mense sê, hello, I was abducted by aliens. Jy al daai gehoor. It's because the doors open. En wanneer hulle hierdie ouens interview, en hulle is nie eers noodwendig wedergebore kinders van die Here nie, dan sal hulle vir julle sê, the experience stopped when I cried out to Jesus. Toe ek gesê het, Jesus help my, het die experience gestop. Kinders van die Here never gets that experience. Why not? Want die duiwel is onder ons voete. Wanneer jy hierdie klein groen mannetjie in jou kamer sien en sê vir hom, wyk Satan, wat soek jy hierso? You've got authority over it. Maar die ander ouens het nie authority over it, but they will tell you that when they called on the name of Jesus, it stopped. So it shows you that it is a demonic thing. Moet dit nooit vergeet nie. Dis nie from a galaxy far, far away nie. Jy gaan dit net al meer gemanifesteer sien, interdimensional. So, moet asseblief nie glo in aliens nie. Because if you do, you're going to open up demonic doors in your life. Is dit werklik? Ja, dis werklik. Maar dis nie 'n galaxy far, far away nie. Dis gevalle engele wat manifesteer. So wat is ons boodskap vanmôre? Moenie mislei word deur alles wat nou geopenbaar geword nie. You're going to see amazing things wat hulle gaan openbaar. And if you don't know the word, Christians that do not know the word will be shaken in their belief. Want dit gaan so reël wees wat hulle gaan openbaar. Maar ek en jy, ons hoef nie te vrees nie, want daar is krag in die naam van Jesus. There is power in his name. But be excited. Wees opgewonde oor die goed wat julle nou sien gebeur. Want dit sê net vir ons een ding. Tyd is naby.
tyd is baie naby. Is jy gereed vir die bruidegom om jou toe kom haal? Amen. Kom ons sluit af. Vader, ons loof U en ons eer U, Here, dat U woord, Here, vanmôre die waarheid is. Nie 'n waarheid nie, Here, maar die waarheid is. En dat daar vir ons 'n antwoord vir elke ding in U woord opgesluit is vanmôre, Here. We know that our Savior lives, and that His name is Jesus. No matter what the world is showing us, no matter what the world is doing, the cross before me and the world behind me, I will follow Jesus. We honor You, Father, we worship You, and we just want to magnify Your name. En dankie, Here. Dankie dat U elkeen wat in die plek is vanmôre net sal kom opvou, Here, met die goedheid en die grootheid en die liefde, Here. Dankie vir U versekering wat U vir ons gegee het, Here. U woord wat sê, U sal ons nooit begewe en U sal ons nooit verlaat nie. U sal altyd met ons wees. We just exalt Your name, God. We worship You. Here, dankie dat U woord net oor en oor vir ons so bevestig. U woord is waar, Here. Groot is U naam. Ons dankie daarvoor, Here. Loof U. Amen. Amen.